Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ek het nou al vir 'n hele paar jare oggendritueel en ek noem dit reël 21. En hier dit het niks met blackjack uit te waai nie. Maar elke oggend voordat die wêreld behoorlik by my ingekom het, gaan ek op my rekenaar of op my foon en skryf ek fisies 21 dinge neer waarvoor ek dankbaar is. En fisies neerskryf is kragtig, want jy sien dit, jy kan dit voel, jy doen iets daarmee. Soms is dit groot goeders, soms is dit klein dingetjies. Dinge soos jou kinders, jou vriend, 'n koppie koffie, gesondheid, 'n geleentheid, 'n herinnering, die son wat opkom, of net iets eenvoudig soos water in die kraan. Natuurlik is party dae dit nie altyd vir jou so maklik om dit te doen nie. Maar iets gebeur wanneer jy dit doen, want jy skuif jou aandag. Want dit is ongelooflik maklik om jou dag te begin met wat jy nie het nie en jy dink van hoe gaan ek dit betaal, wat gaan met my gebeur, wat as dit verkeerd loop, wat van my verhouding, wat van my kinders, wat van my werk, wat van my toekoms. En ons brein is ongelooflik goed daarmee om tekorte raak te sien. Dit is deel van ons oorlewingsmeganisme. Jou brein skandeer gedurig vir gevaar en probleme en dinge wat aandag nodig het. Maar as jy elke oggend net daar begin, dan kan jou hele wêreld later begin voel soos een groot tekort. Dankbaarheid verander nie noodwendig jou omstandighede nie. En kom ons wees eerlik, my probleme verdwyn nie omdat ek 21 dinge neerskryf nie. Jou bankrekening kry nie skielik ekstra geld in nie, jou moeilike verhouding word nie oornag perfek nie, die diagnose verander nie omdat jy dankbaar is nie. Die situasie verander nie altyd onmiddellik nie. Maar iets anders verander, die manier waarop jy na daardie situasie kyk. En dis waar sielkunde en geloof mekaar interessant ontmoet. Wanneer jy doelbewus fokus op dit waarvoor jy dankbaar is, oefen jy jou aandag om nie net die tekort raak te sien nie, maar ook die hulpbronne, die moontlikhede, die geleenthede en die goeie wat reeds teenwoordig is. Jy verander nie die werklikheid nie, jy verander jou verhouding met daardie werklikheid. En dit kan alles verander, want Jesus sê in Matteus 6, kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle oes nie, en tog sorg God vir hulle. Nou beteken dit nie dat ek met jou of jy met jou verantwoordelikhede vir my en net wag vir wonderwerke uit die hemel uit nie. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken, moenie in jou behoeftes so vasgevang raak, dat jy God se voorsiening en die goed wat jy het rondom jou nie meer raak sien nie. Want soms kyk ons so intens na wat ons nog kort, dat ons vergeet hoeveel ons reeds ontvang het. Dink net daarin, daar is dinge wat jy vandag het, waarvoor jy jare gelede gebid het. 'n Huis, die perfekte verhouding, daardie kind van jou, daardie werk, daardie geleentheid en daardie tweede kans. Daardie wysheid wat jy vandag het, omdat jy deur iets gegaan het wat jy nooit sou of nooit wou beleef het nie. En dalk is die grootste ding waarvoor jy vandag dankbaar kan wees, jouself. Nie in 'n narcistiese sin van die woord nie, maar kyk net hoe ver jy gekom het. Kyk wat het jy oorleef, kyk wat het jy deurstaan, kyk hoeveel keer het jy gedink, ek gaan nie hierdeur kom nie, en tog, hier is jy. Jy's nog hier. En daar is 'n soort geestelike petroltank wat vol raak wanneer jy begin onthou. As jy begin onthou dat God het my al voorheen gedra, en as hy my gister gedra het, kan ek hom vertrou met vandag. Dit beteken nie ek weet wat môre gaan gebeur nie, dit beteken net ek hoef nie môre vandag al te probeer leef nie. En dis geloof, dis nie ontkenning in jou kop in 'n gat druk nie. Daar is mense wat my soms vreemd aankyk, wanneer ek dalk vrolik of positief probeer wees, terwyl moeilike dinge rondom my gebeur en daar stres en spanning is. Want ons het amper begin glo dat as jy nie nors is nie, is jy nie ernstig genoeg oor jou probleme nie. Maar wie het dit vir ons geleer? Dat jy eers moet frons om te bewys dat jy bekommerd is, dat jy moet beklei om te bewys iets is vir jou belangrik, dat jy ongelukkig moet wees om te bewys jy verstaan die erns van die lewe. Ek glo nie noodwendig so nie, want om nors te wees is ook nie 'n plan nie. Om depressief te wees is nie 'n strategie nie. Om te skree en te beklei is nie 'n waarborg vir vrede nie. En dankbaarheid is ook nie 'n towerstafie nie. Maar dankbaarheid kan vir jou iets gee wat jy bitter nodig het wanneer die lewe moeilik raak. En dit is helderheid. Wanneer jy emosies nie die hele stuurwiel vashou nie, kan jy begin dink, jy kan begin planne maak, jy kan oplossings sien, jy kan 'n moeilike gesprek voer sonder om jou verhouding te vernietig, jy kan deur 'n finansiële uitdaging werk sonder om jou waardigheid te verloor.
Jy kan huil en steeds hoop. Jy kan bang wees en steeds aanhou beweeg. Jy kan sê, Here, ek verstaan nie wat hier aangaan nie, maar ek onthou wie U is. En miskien is dit die grootste gevaar wanneer ons deur moeilike tye gaan, dat ons God begin behandel soos die hemelse kitsbank. Ons kom net wanneer die vuur te warm word. Dan sê ons, Here, gee my dit, Here, maak dit reg, Here, verander hierdie mens, Here, haal hierdie probleem weg. Maar dalk is geloof iets dieper. Dalk is God nie net iemand wat ons probleme moet oplos nie. Dalk is hy ook die een wat saam met jou deur jou probleme loop, altyd daar is. En daarom skryf ek my reël 21. Nie omdat my lewe perfek is nie, inteendeel. Nie omdat ek alles het wat ek wil hê nie, maar omdat ek myself elke oggend herinner, ek het ook iets. Ek het vandag, ek het asem, ek het geleenthede, ek het wonderlike mense om my wat vir my lief is. Ek het 'n storie en ek het lesse en ek het 'n God wat my tot hier toe gedra het. En miskien verander dankbaarheid nie jou omstandighede vandag nie, maar dit kan jou genoeg vul dat jy die omstandighede anders kan begin hanteer. Want wanneer jou beker vol is, kan jy nog deur 'n moeilike dag stap sonder om jouself onderweg leeg te maak en te verloor. So sommer nou en môreoggend en elke dag, vat 'n pen of vat jou laptop of rekenaar en skryf jou reël 21. Die 21 goeders waarvoor jy dankbaar is. Nie omdat alles goed is nie, maar omdat alles ook nie sleg is nie. En wanneer jy begin raak sien wat daar wel in jou lewe is, begin jy dalk weer raak sien en sê, my beker is dalk voller as wat ek dink. En God was nog die hele tyd hier. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.